Goeiedag mense, ek staan hier 'n bietjie in die veld, 'n bietjie kom oefen. En ek het een van my hondjies saamgebring. Sy bietjie saam met my kom draf. Ek teel mos met Jack Russellkies en Eagles. Mense, ek wil gou 'n belangrike boodskap los. Iets wat ek voel ek wil vanoggend mee oor praat. En ja, ek wil gou vir julle 'n storie vertel. So 3,5 jaar terug werk ek by 'n plek. Ek wil nie die organisasie se naam noem nie. En daar kom 'n ou by my in. Wat een of ander ding gekoop het by dieselfde plek waarvoor ek werk in Windhoek. En hy die ding is stikkend en hy het die mense gebel en dat die mense het hom gesê ek moet net na my toe kom. Ek is die bestuurder toe by die plek. Daar kom haal hy net 'n ander een by my en hy gee die stikkende een van my en die een sal ek aan 'n hoofkantoor te stuur. Maar hierdie ou, hy lyk sommer so half, ek kan obviously nie die ou se naam sê nie. Ek wil nie in die moeilikheid kom nie. Maar hy so half ongeskikke, onbeskof en ek is besig die dag man, ek het nie tyd nie, ek is baie besig. Ek sê vir hom jong, ek weet nie of ons hierdie ding het wat jy nou soek nie. Dit is nou so 'n elektriese implement waarmee jy iets doen wat nou nie reg werk nie. En later toe die ou nou sien maar ek gee nou nie vir hom so baie aandag soos hy graag wil gehad het nie. Toe vertel hy vir my wie hy eintlik is. Nou vertel ek vir julle vandag 'n storie waar ek self in my eie lewe dit gedoen het waaroor ek nou vandag met julle wil praat. En dit gaan daaroor dat hoe ons status en geld vereer. Status en geld respekteer in steede van jou naaste, ons naaste. In elk geval langs die kort, hoe hierdie ou nou vir my uiteindelik vertel wie en wat hy is, to change my attitude ook baie vinnig hoor. Ja, sê ek, want dis regtig waar baie ryk mense. Dis mense wat geld het. Dis mense wat ons in Afrikaans sê, hulle weet nie waar die einde van hulle geld is. En toe jy nou vir my sê wie en wat hy is, toe help ek vir hom baie vinnig. Want ek is nie ryk nie, ek het nie geld nie, ek is maar 'n gewone middelklas man. En toe hierdie ou nou vir my sê wie hy is, toe sy nou ook sommer, jy weet, as ek hom nie nou help nie, dan maak hy 'n plan dat ek hom gaan help. Jy weet, daai tipiese van ek sal die hoofkantoor bel, jy moet my nou help. Nie oor 'n minuut nie, nou dadelik. Ek hoor 'n interessante storieetjie ek praat gister met iemand waar iemand vertel van 'n oom wat ook bitter baie geld het. En hy stap by 'n karagentskap in en hy sê vir hierdie mense ek wil die kar koop en was oor 'n miljoen rand se kar en hy gaan sommer gou die geld EFT, hy wil die kar nou vat. En toe die mense hom nog nie vinnig genoeg help nie, toe sê hy, maar jy weet, hulle moet maar in hulle dinges in vlieg, hy gaan koop nou 'n kar by hulle oppositie. Weereens, die arrogansie van mense wat geld het. Nou ek wil net vanoggend een ding baie duidelik maak. Ek dink nie is 'n sonde om ryk te wees nie en ek het niks teen mense wat baie geld het. Ek dink ek dink as ons almal regtig waar eerlik wil wees, sal ons almal graag baie geld wil hê. Ek dink jy's 'n leenaar as ek jou vra sal jy ryk wil wees nie, sê vir my nee, dit is beter om arm te bly. Ek dink daar is nie iemand op aarde wat dit met volle 100% opregtheid sal kan sê nie. So ek wil net sê ek het nie probleme met ryk mense nie. Daar's twee bene hier waaroor ek wil praat. Eerstens, hoe ons as mense iemand met geld, iemand wat status het, iemand wat rykdom het, aanhang. En hierdie mense absoluut verafgod. As hulle sê spring, dan spring jy. Jy vra hoe hoog en jy vra waartoe. En dan moet jy nog toestemming vra vir hulle of jy kan ophou springslag, dat jy net kan rus 'n bietjie. Dis die lewe waarin ons lewe. Kom ons vat 'n maklike voorbeeld. Kyk jou bekende jou sterre, jou sportsterre, jou filmsterre, jou bekende mense. Kyk hoe word hierdie mense aangang. Hierdie mense kan niks verkeerd doen nie hoor. Hulle is absoluut
on top of the world en ons gewone mense verafgod hierdie mense. Jou hele attitude, jou hele siening, jou hele benadering tot die lewe, tot hierdie mense as hulle in jou omgewing is, as hulle in jou nabyheid is, verander hoor. Want hierdie persoon sy agterkant stink net soos joune. Kom ek vertel dit nou sommer vir jou in plain Afrikaans. Sy voerfoonjors stink net soos joune. As hy gaan sit in poefie, sy poefie stink ook, sy poefie ruik nie soos laventel nie. Nou klink dit of ek lelik raak, nee, ek raak nie lelik nie. Wat ek net probeer sê is, ons is almal mense, ons gaan almal deur God geoordeel word, ons gaan almal voor die regterstoel van God staan, en ek het al in baie van my video's gesê, ons sal almal niks kan saamvat nie. Nie 'n 10 sent nie, nie 'n 5 sent nie, nie jou Land Cruiser wat jy laasweek gekoop het nie, nie jou 17.000 hektar wildsplaas nie, niks. Jy gaan niks kan saamvat nie. Nou is my vraag aan die gewone ou soos ek en jy, wat arm is, wat niks het nie, wat maar van maand tot maand lewe. Hoekom behandel jy daai ryk man, daai ryk persoon of daai ryk mense op 'n sekere manier, en jou eie broer of suster of neef of niggie of vriend wat niks het nie, wat swaar kry, met hom praat jy soos jy wil, met hom maak jy soos jy wil, vir hom sê jy wat jy wil, jy het nie respek vir hom nie, want jy respekteer nie die persoon nie. Jy respekteer status en jy respekteer geld. Vir die ryk mense wat na hierdie boodskap luister, wil ek tog net sê, ek is nie jaloers op julle nie, ouens. Ek dink, ja, as jy ryk is en jy het gewerk daarvoor en of jy dit geërf, maak nie saak hoe jy ryk geraak het, dis irrelevant. Geniet dit my ou. Jy het die voorreg om goed te kan doen, vakansies te gaan hou oor see, plekke te kan visit wat ons ander ouens nie kan doen nie. En wow, well done. En ek sê dit sonder, ek is nie sarkasties as ek dit sê nie, ek is nie lelik as ek dit sê nie. Dit is fyn, dis 100%. Ek sê net vir jou wat na hierdie video kyk. Jy gaan rekenskap gee, net soos wat ek gaan rekenskap gee voor dieselfde God. Net soos wat ek nie my knipmes kan saamvat wat ek by my oupa geërf het na die dood, wat ek elke dag in my sak dra, wat ek baie sentimenteel oor is. Net so gaan jy nie 1 miljoen rand van jou kan saamvat, van jou 180 miljoen rand wat in die bank lê, gaan jy nie 1 miljoen kan saamvat nie. Nie eens om vir jou 'n plek te koop in die hemel, op die strate van goud nie. Want jy gaan nie vir jou plek kan koop nie. Dit wat jy hier op aarde lewe. Mense vra altyd vir my, of nie altyd nie, partykeer die laaste tyd vra my, ek klink of ek verskriklik religious is. Partykeer vra mense vir my, luister Christof, of Treiser, ek weet nie meer wat om te doen om reg te lewe nie. Wat moet ons maak? Hoe gaan ons in die hemel kom? Wat gaan ek doen om Yeshua te impress? En dan sê ek vir hulle, daar sê jy dit, jy gee dan die antwoord. Wat gaan ek doen om Yeshua te impress sodat ek in die hemel kan kom eendag? Jy moet doen wat hy gedoen het. Die Bybel sê, jakkals het gate, voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n bedplek vir sy kop nie, vir sy hoof nie. Die Bybel sê so. Gaan lees 'n bietjie hoe Yeshua rondgeswerwe van die een punt na die ander punt, in die woestyn gaan slaap. Hy het nie huis gehad nie, hy het nie storte gehad met koperkrane en goue krane nie. Hy het nie in 'n 3 verdieping mense in Clifton gebly of in waar ook al wat sy ryk woonmans weet nie. Hy het niks gehad nie. Hoekom dink julle het Yeshua so 'n lewe gelei? Sê gou vir my, dink gou my, hoekom dink jy het die meester wat vir my en jou op Golgotha gesterf het, hoekom het hy so 'n lewe gelei? Sodat ek en jy sy voorbeeld kan volg en kan sien wat hy gedoen het. Hy het nie 'n rykmans lewe gelei nie. Hy het op 'n donkie vul het hy Jerusalem ingery. Die mense het palmtakke voor die donkie gooi. Nie 'n Mercedes-Benz. Nou sê my man, want hy het was dan nie Mercedes-Benz nie. Man, dit maak nie saak hoe jy hierdie ding redeneer nie. Yeshua was arm. Hy was 'n timmerman se seun. Hy het niks gehad nie. Hy's vermoor. Hy het niks gedoen nie. Hy's doodgemaak omdat hy die waarheid gepraat het.
As mense vir my vra, vir jou vra, vir wie ook al vra, wat moet ek maak? Gaan kyk wat Yeshua gemaak het. Gaan kyk wat hy gemaak het, dan sal jy weet wat om te maak. Ek wil vir hierdie twee mense, hierdie twee bene in die lewe, want daar's net twee, daar's baie tipes mense in die lewe, maar ek praat nou van arme mense en van ryk mense. Jy vandag 'n arme man is wat van paycheck tot paycheck lewe. Jy lewe maar net op die broodlyn, net bo die broodlyn, baie keer net onder die broodlyn soos ek. Jy lewe so 'n lewe. Respekteer almal om jou. Moenie 'n ryk man anders behandel as iemand wat in dieselfde skoene as jy is of wat armer as jy is, wat nog verder af onder toe as jy is. En as jy 'n ryk man vandag is, onthou net een ding. As jy na aanleiding van jou rykdom en as gevolg van jou rykdom en jou status en jou bekendheid op mense trap en op mense neersien. Ek is gelukkig op 'n punt in my lewe wat dit my glad nie meer pla nie. Maar weet nie, jy en ek en ons almal sal voor die regterstoel van God staan. Ek sê dit in al my video's omtrent. En dan kan jy so slim wees soos Einstein maal 20. Jy kan al die kennis hê, jy kan 20 grade hê, honeursgrade, doktorsgrade, meestersgrade, 60 triljoen rand in die bank en ek weet nie wat alles nie. Jy gaan nie, as Vader vir jou sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie, jy wat die ongeregtigheid bewerk, wat die wet oortree, as hy vir jou sê, ek het jou nooit geken nie. Jy gaan hom nie draai nie, hoor wat ek vandag vir jou sê, want hy is reg en regverdig. Hy's reg en regverdig. Hy sal jou nie hel toe stuur, omdat hy nie van jou hou nie, want hy is nie 'n aannemer van die persoon nie. Hy worry nie hoe jy lyk, of jy lelik of mooi of vet of maar of wat is nie. Hy kyk na jou hart. Hy kyk na jou bedoeling, hy kyk na jou motief. Dis waarna ek kyk. Mense, dis my boodskap vandag en julle het nou gehoor ek hierdie boodskap begin het vanoggend. Nou net. Ek is self skuldig aan dit. Ek is nie 'n engeltjie nie. Ek vang my nou nog baie keer waar ek mense wat bietjie ryk is en bietjie status het en bietjie bekendheid het en bietjie meer. Ek het so 'n tendens om hierdie mense bietjie meer spesiaal te behandel. Hoekom doen jy dit? Hy's 'n ou net soos jy. Sy is 'n vrou net soos jy. Dis 'n persoon, dis 'n gewone mens. God het hom of haar geskaap. Hulle sal dood. Hulle sal vrot, net hulle wit bene sal oorbly en hulle sal geoordeel word net soos wat ek en jy geoordeel word. Daar's niks spesiaal aan 'n arme man en daar's niks spesiaal aan 'n ryk man nie, of 'n ryk vrou of 'n arm vrou nie. Daar's niks. Ons is almal gelyk voor God. Ons is almal gelyk voor Jahwe. Jy sal geoordeel word na aanleiding van jou woorde. Die skrif sê, jy sal geoordeel word op grond van elke woord wat jy gespreek het. Natuurlik dade ook. Want watter een weeg nou die swaarste? Die dade of die woorde? Die antwoord wat ek vir jou het is, begin jou Bybel lees. Lees jou Bybel. En dan ek wil hierdie boodskap afsluit en ek wil sê, as jy wonder, stop nou om te wonder, gaan kyk wat Yeshua gedoen het, gaan kyk wat hy gesê het, gaan kyk hoe hy geleef het. Daai stuk voor hy gekruisig is en totdat hy alles wat ons vandag wil weet om 'n heilige lewe te leef, is daarin. Hy stel die voorbeeld vir ons van wat ons moet doen, hoe ons moet optree, ons moet nederig wees, ons moet ons mond toe hou. Ek het nou ja 'n dingetjie gesien van 'n spotprentjie. My tyd is al amper weer om, ek praat al amper 15 minute weer. Van 'n vis wat so onder die water swem verby 'n hoek met 'n stuk aas aan. Nou die ouens wat lief is vir visvang, ek is baie lief vir visvang, hulle sal nou weet. En dan staan daar, a fish with his mouth closed never gets caught. Nou ek weet baie van julle het dit dalk al gesien, so jy sien hom reg. Maar dink 'n bietjie dieper daaroor. Gaan sit 'n bietjie en dink daaroor. Ek het in my lewe al in sulke moeilikheid gekom in my past life terug. Sulke moeilikheid, sulke ongelooflike groot moeilikheid en stront wil ek amper sê, omdat ek my mond nie gehou het nie. Goed gepraat het van mense, van gebeurtenisse en dan altyd 'n stertjie aangelas. So 'n klein stukkie lieg is bygesit om net so 'n bietjie spice op die ding te gooi, so 'n bietjie spice. En dan kom hierdie ding uit en dan kom hierdie ou nou en sê luister jy, ons was nou die dag saam dan nou vertel jy vir die mense so daai skaamte wat jy beleef, daai vernedering wat jy beleef. Nou gaan my boodskap weer in 'n ander rigting. Mense, my tyd is om, dis 15 minute. Julle moet 'n lieflike week hê, geseënde week. Ons praat